Baie dankie. Ons skriflesing dan in hierdie aand, Hebreërs hoofstuk 10, vers 26. Ek glimlag want ek dink weer aan die grappie van die dominee wat vir die bouer gesê het, hulle moet vir hom 'n knop hier by die preekstoel inwerk. Dat as die gemeente daar agter sit, dan trap hy die knop en dan skuif die sitplekke vorentoe en hulle slaan hier onder in en hulle kom weer agteruit en nou sit die hele gemeente lekker voor. En toe sê die hoofouderling, hy wil ook graag daar op sy plek 'n knop hê. As die dominee oor 'n uur preek, dan trap hy die knop en dan gaan die kansel onder toe. So, toe jy nou daar agter sit, toe dink ek nou net daaraan. Hebreërs hoofstuk 10, ons lees van vers 26 af saam. Want as ons opsetlik sondig nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie, maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en 'n vuurgloed wat die teestanders sal verteer. As iemand die wet van Moses verwerp het, dan sterf hy sonder ontferming op die getuienis van 2 of 3. Hoeveel swaarder straf dink julle sal hy verdien wat die Seun van God vertrap het en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is, onrein geag en die gees van genade gesmaad het. Want ons ken hom wat gesê het, my kom die wraak toe. Ek sal vergelde, spreek die Here. En weer die word het 'n groot lydensworsteling deurstaan het. Gedeeltelik omdat julle deur smaad en verdrukkinge 'n skouspel geword het. Gedeeltelik omdat julle deelgenote geword het van die wat in so 'n toestand verkeer het. Want julle het ook saam met my gevoel in my boeye en julle die berowing van julle goed met blydskap aanvaar, omdat julle geweet het dat julle in julleself 'n beter en blywende besitting in die hemele het. Werp dan julle vrymoedigheid, wat 'n groot beloning het, nie weg nie. Want julle het lydsaamheid nodig, omdat nadat julle die wil van God gedoen het, die belofte te verkry. Want nog 'n klein tydjie, en hy wat kom, sal kom en nie versuim nie. Maar die regverdige sal uit die geloof lewe, en as hy hom onttrek, het my siel geen welbehae in hom nie. Maar by ons is daar geen onttrekking tot verderf nie, maar geloof tot behoud van die lewe. Tot daar ons skriflesing in hierdie aand, en die tema wat ek aan hierdie gedeelte vanaand gegee het, is die tema ware geloof draai nie om nie. Nou, ons ken almal Romeine 6 vers 23 baie goed, waar Paulus skryf, die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. En uit hierdie vers leer 'n mens baie duidelik, dat die dood, of dit nou die tydelike dood, wat ons almal in die oë staar een of ander tyd, tensy die Here voor ons dood kom, en of dit nou die geestelike dood is, wat jou van God verwyder het, as gevolg van die toestand van sonde, en of dit die ewige dood is, in die swaalbrandpoel van vuur. Die dood is iets wat 'n mens verdien het. Die loon van die sonde is die dood. So, loon is iets waarvoor 'n mens werk, en wat jy as beloning ontvang, en sê die woord van die Here baie duidelik vir ons, omdat 'n mens in sonde, die toestand van sonde, ontvang en gebore is die loon daarvan, dit wat 'n mens verdien, die ewige dood. Maar dan in dieselfde asem, sonder dat Paulus eintlik asemhaal, gaan hy voort om te sê, maar die genadegawe, die geskenk van God, gratis, wonderlike genadegeskenk van God, is die ewige lewe in Christus Jesus.
En die vraag kom altyd by mense op, wanneer ontvang jy die ewige lewe? Daar's mense wat sê die dag as jy gered word, daardie dag ontvang jy die ewige lewe. Ek persoonlik glo dit ook. Dis hoekom Johannes skryf, ek skryf dit aan julle, dat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die naam van die Seun. Wie die Seun het die lewe. Wie die Seun van God nie het nie, sal die lewe nie sien nie, het nie die lewe nie. So ek glo ook dat 'n mens ontvang die ewige lewe daardie oomblik as jy uit genade gered word. Nie eers wanneer jy eendag die tydelike met die ewige verwissel, het sy by die dood of wanneer Jesus sy kinders kom haal nie. En dis 'n wonderlike geskenk. En in Hebreërs tot hier het ons ook soveel kere en op soveel maniere gehoor hoe die Here Jesus met sy persoonlike offer van sy liggaam en die feit dat hy aan die kruis vir ons sonde gemaak is en die feit dat hy die een volmaakte offer, die offer van sy liggaam gebring het, dat hy vir ons, sê die Hebreërs skrywer, 'n volmaakte verlossing en 'n ewige verlossing bewerkstellig het. Hy gee dit aan ons. Dis die gratis genade geskenk van God aan helverdiende sondaars. So, die dood is die loon en die gawe van God is die ewige lewe. Nou hier in Hebreërs 10 van vers 26 af, hanteer die Hebreërs skrywer eintlik twee aspekte waarby ons vanaand vir 'n oombliekie wil stil staan. En die eerste aspek is, wat gebeur met 'n mens as jy Christus en dit wat hy vir jou gedoen het, hardkoppig verwerp? Dis die eerste ding wat die Hebreërs skrywer hier behandel. En die tweede is, wat is die vooruitsig van ware geloof? Mense wat waarlik die Here Jesus ontmoet het en waarlik tot bekering gekom het en gered is. So die eerste gedagte dan vanaand gaan oor die hardkoppige verwerping van Christus. In vers 26 staan hierdie woorde: want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het. En ek dink is baie belangrik dat 'n mens moet kyk na die betekenis van hierdie woordjies opsetlik sondig. Wat beteken dit? Baie mense glo, kom ek haal eintlik vir William MacDonald aan in sy kommentaar en hy sê daar bestaan beduidende meningsverskil hieroor en die eerste groep mense sê dit dui op ware Christene, mense wat waarlik gered is en wat van Christus af wegdraai en dan weer verlore gaan. William MacDonald sê dit is die eerste moontlikheid wat hierdie opsetlik sondig kan beteken. Die tweede wat dit moontlik kan beteken, dit verwys na ware Christene wat terugval, nie weer verlore gaan nie, gered bly, maar onder die tugtiging van God beland. Met ander woorde, die vuurgloed waarvan hy praat, is dan die tugtiging van die Here. En die derde manier waarop hulle self miskien selfs by 'n plaaslike gemeente gaan voeg het, saam gesing het uit die liederebundel, saam gelees het uit die Bybel, hulle vereenselwig het met die Christelike geloof, maar dan doelbewus die evangelie en Christus en dit wat hy gedoen het aan die kruis verwerp en daarvan wegdraai. Met ander woorde, hy sê, hierdie derde interpretasie sê, hierdie mense was nooit waarlik weergebore nie en nou kan hulle ook nie weer weergebore word nie, want hulle het nou dit wat Jesus aan hulle geopenbaar het en dit wat hulle as die waarheid leer ken het, het hulle verwerp, hulle wil niks daarmee te doen het nie. Nou, my persoonlike mening is as 'n mens die hele Hebreërbrief as 'n geheel lees en jy kyk na wat die Hebreërskrywer praat oor die offer van Jesus en die volmaakte verlossing
wat hy teweeggebring het en die ewige verlossing. En jy bring dit in verband met die hele Nuwe Testament, waar Jesus byvoorbeeld in Johannes 10 vers 28 het die lewe. Dit het ek aan julle geskrywe dat julle kan weet dat julle die lewe het. Dan blyk dit vir my persoonlik dat die derde moontlikheid van hierdie vers, daardie opsetlik sondig, mense is wat nie waarlik met die Here deurgegaan het nie weergebore is nie, en dan hulle rug op die waarheid keer en dit verwerp en niks daarmee te doen wil hê nie. Matthew Henry, die ou kommentator, skryf in sy kommentaar so mooi. Hy sê, "The sin mentioned here is a total and final apostasy." Aan die ander woorde, 'n totale en algehele wegkeer van die ware evangelie, jou rug daarop draai en jy wil niks verder daarmee te doen hê nie. Dit is wanneer iemand willens en wetens met sy hele wese Christus as die enigste verlosser verag en verwerp. Sê ek wil niks met hom te doen hê nie. Ek het gehoor wat is die waarheid, ek het gehoor wat Jesus gedoen het, ek het gehoor dat hy vir my sonde aan die kruis gesterf het, maar ek verwerp dit met my hele wese. Ek kan dit nie aanneem nie, ek sal dit nie aanneem nie. Dit is vir my absolute onwaarheid. Dit is wat Matthew Henry sê, wat hierdie opsetlik sondig beteken. Vervolgens, wanneer iemand willens en wetens, soos die skrif sê, jou wil verseël tot die dag van verlossing, skryf Paulus aan die Efesiërs, om dit, hom as persoon en dit wat hy wil doen, ook te verwerp en te verag en te sê nee, ek glo dit nie, ek verwerp dit, ek wil niks daarmee te doen het nie. En dan laastens, wanneer iemand willens en wetens met sy hele wese die evangelie, die blye nuus van Jesus Christus, as die enigste weg tot verlossing verag of afsweer. Paulus sê oor die evangelie, ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood, maar ook vir die Griek. Met ander woorde, 'n persoon wat die evangelie gehoor het, die waarheid gehoor het, soos Paulus vir die Galasiërs skryf, Jesus is voor hom afgeskilder of haar afgeskilder, gehoor het dat Christus die enigste verlosser is, dat hy sy bloed gestort het om hierdie verlossing te bewerk, gehoor het dat die Heilige Gees die verlossing vir hom of haar 'n werklikheid wil maak, en dit dan willens en wetens wegskuif van jou af, sê ek wil niks daar ontvang het. Dan kom ons in die tweede plek, miskien moet ek net vertel, daar was 'n hartseer geval in my lewe, die eerste plek waar ek gewerk het ek 'n dierbare kollega gehad, Gert Jordaan ken hom ook baie goed, 'n dierbare persoon, ek gaan nie sy naam noem nie, maar hierdie persoon wou van die Here niks weet nie, absoluut niks. En nadat die Here my daar een aand in 'n erediens in die hande gekry het, en my lewe totaal en al verander het en getransformeer het, het ek dikwels etenstye by hierdie man gaan sit, en dan probeer om met hom oor die Here te praat. In een etenstyd toe vra ek vir hom, waarom wil jy nie in die Here glo nie? Sê net vir my, wat is dit wat jou weerhou om in die Here te glo? Wat hou jou weg van die Here af? Toe sê hy vir my, weet jy, ek wou een Sondagoggend kerk toe gaan. En ek het 'n splinternuwe motor gehad. En ek het nie gesien die agterdeur was oop nie, en toe ry ek agteruit. En toe's die deur mors af. En dis die Here wat dit gedoen het. En kan jy dink dat iemand vir so 'n rede, dit wat die Here vir jou gedoen het, dit wat die Here vir jou wil doen, afsweer, niks daarmee te doen wil hê, niks met die Here te doen wil hê nie. Ek bid en ek hoop dat hierdie man voor sy dood by die Here Jesus uitgekom het, want hy was 'n dierbare ou. Hy was 'n pragtige mens, vir wie ek baie, baie lief was. So, dit is dan die saak wat hier ter sprake is. In vers 29 gaan hy voort en hy sê, dit is diegene wat die Seun van God vertrap het
en die bloed van die testament waardeur hulle geheilig is. Nou, ek wil net hê u moet hoor dat Paulus skryf ook in 1 Korintiërs. Dit beteken nie daardie ongelowige eggenoot is gered deur die gelowige eggenoot nie, maar dit beteken dat redding vir daardie persoon binne maklike bereik gekom het. Deur die getuienis van die gelowige eggenoot het redding binne maklike bereik gekom. Dis wat daardie geheilig beteken. En ook hier, die bloed van Christus is vir almal gestort. Is vir almal se redding. En in daardie sin is alle mense deur die bloed van Christus geheilig. Met ander woorde, redding het ook binne almal se bereik gekom. En dis wat hierdie gedeelte beteken. Maar nou lees ons wat die seun van God vertrap en die bloed van die testament waardeur hulle geheilig is. Met ander woorde, wat ook vir hulle gestort is, wat ook vir hulle redding bedoel is, onrein geag en die gees van genade gesmaad het. Hier verduidelik die Hebreërskrywer self, wat bedoel hy daar in vers 26 met diegene wat opsetlik gesondig het, nadat hulle die kennis van die waarheid gehoor het. So wat Jesus vertrap en die Nuwe Testament, die nuwe verbond, dit wat Jesus vir jou aan die kruis gedoen het, onrein ag en die gees van genade smaad. Dit beteken ek stel nie daaraan belang, ek stel nie in hom belang nie. Moenie hardkoppig wees met die Here nie. As jy die evangelie hoor en jy hoor dat die evangelie jou oproep tot bekering om gered te word, neem dit aan, omhels dit, vlug na die Here Jesus toe met jou hele wese. Want as 'n mens opsetlik sondig, nadat jy die kennis van die waarheid ontvang het, wat se effek het dit? Dit kanselleer die offer van Christus vir jou. Die tweede deel van vers 26. Want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie. Dis jy wat dit van jou weggeskuif het. Dis jy wat gesê het, ek wil hiermee niks te doen hê nie. Dis jy wat die bloed van Christus gesmaad het en die testament vertrap het onder jou voete. Die offer van ons Here Jesus, en ek wil hê u moet dit mooi hoor, is in staat om enige sondaar te red. Dit maak nie saak hoe groot jou sonde toestand is nie. Dit maak nie saak hoe ver jy van die Here afgedwaal het nie. Dit maak nie saak wat se dinge jy in jou lewe aangevang het as gevolg van jou sonde toestand nie. Die bloed van Christus, die offer van die Here Jesus, is in staat om enige sondaar te red. Maar 'n hardkoppige, hardnekkige verwerping van Christus kanselleer dit wat hy aan die kruis vir jou gedoen het. En wie's te blameer? Net jouself. Net die persoon wat die evangelie verwerp. As 'n mens Christus se offer vir jou verwerp, dan verwerp jy die genadegawe van God, die ewige lewe. Dan sê jy, ek glo nie daarin nie, ek stel nie daarin belang nie, ek wil dit nie hê nie. Dit wat die Here in genade na jou toe uithou. En wat bly dan oor? Die toorn van die lewende God. Vers 27 staan daar, dat ek dit net lees, maar 'n verskriklike verwagting. Onthou nou in vers 26 sê hy, daar bly geen offer vir die sondes meer oor nie. Maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en 'n vuurgloed wat die teestanders sal verteer. In vers 28 gaan hy aan, of eintlik in vers 29, hoeveel swaarder straf dink julle sal hy verdien wat die seun van God vertrap het, die bloed van die testament waardeur hy geheilig is, onrein geag en die gees van genade gesmaad het. Och, dit is hoe die loon van die sonde lyk, liewe broers en susters. Dis waarvan Paulus praat in Romeine 6 vers 23, om, ek wil amper sê, die beker van God se toorn ongemeng te ontvang
en daarvan te moet drink, onverdund te drink, om jou vierkantig te gaan vasloop in die toorn en in die oordeel van die lewende God. Hoekom? Omdat jy sy seun verwerp het. Sy seun wat hy vir jou gegee het. Jy weet, die meeste kere wat die Bybel van sonde praat, is daar altyd hoop. Altyd hoop vir 'n sondaar. Dink aan Jesaja 1 vers 18. Kom nou en laat ons die saak uitmaak, spreek die Here. Al was jou sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Daar's altyd hoop vir 'n sondaar. Maar vir iemand wat die genade van God duisende kilometers van die huis af, en toe hy wil terugkeer, toe verneem hy dat daar verskriklike storms was, wat al die treinspore agter hom vernietig het. Daar's geen trein huis toe nie. Daar's geen kans vir iemand wat Christus op hierdie manier verwerp het nie. Ek dink aan Galasiërs 6 vers 7 en 8, waar die apostel Paulus vir ons leer, moenie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie, want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Hy wat in sy vlees saai, sal uit die vlees verderf maai, maar hy wat in die gees saai, sal uit die gees die ewige lewe maai. En dis die gedagte wat die Hebreërskrywer in die eerste plek met ons wil deel. Hardkoppige verwerping van Christus, hoe lyk dit? Wat se effek het dit? En dit gaan die toorn van God opwek. Maar in die volgende plek skryf die Hebreërskrywer en kom hy met 'n kragtige bemoediging vir kinders van die Here, mense wat gered is. 'n Kragtige bemoediging. Na die baie ernstige waarskuwing om nie moedswillig te sondig nie, nie die bloed van die testament te vertrap nie, nie die evangelie van Jesus een kant toe te skuif nie, kom hy en kom sê hy vir hierdie mense dat daar is vir hulle hoop. En in die eerste plek sien ons dat hierdie mense het die geloof of die toets van hulle geloof deurstaan. Onthou nou vir wie skryf hy? Hy skryf vir daardie eerste Christene wat uit die Jodendom tot bekering gekom het, die Hebreërs. Dis die ontvangers van hierdie brief aan die begin. En nou kom hy in vers 32 en hy sê, maar onthou die vorige dae waarin julle, toe julle verlig geword het, 'n groot lydensworsteling deurstaan het. Hulle het die toets geslaag. Die mense met wie hy hier praat, het met die Here Jesus deurgegaan. Dis mense wat waarlik gered is. Dis mense wat gevange geneem is, deur die Jode en deur die Romeinse ryk, wat aan teerpale vasgemaak is en gebrand is, wat in die arenas vir wilde diere gegooi is, wat al hulle eiendom verloor het, verskriklike dinge wat hulle deurgemaak het. So, die Hebreërskrywer sê vir hulle, onthou, dink terug, wat julle alles deurgemaak het, toe julle gered geword het, die groot lydensworsteling wat julle deurstaan het. En dan beskryf hy dit in 2 dele. Hy sê gedeeltelik, aan die een kant, omdat julle deur smaad. Nou daardie woordjie smaad beteken, hulle het julle gehaat, hulle het 'n afskuw in julle gehad, hulle wou niks van julle weet nie, omdat julle deur smaad en verdrukkinge 'n skouspel geword het. Wie van u het so 'n paar jaar gelede die film Paul of Tarsus gesien, wat uitgekom het? Dit was vir my aangrypend hoe daardie film begin het. Hoe Christene 'n skouspel was vir die bloeddorstige Romeinse soldate en die Romeinse ryk. Gedeeltelik omdat julle deur smaad en verdrukkinge 'n skouspel geword het. Gedeeltelik omdat julle deelgenote geword het
van die wat in so 'n toestand verkeer. So wat skryf die Hebreërskrywer? Hy sê, party van julle het dit fisies deurgemaak. Ander het gesien hoe julle broers en susters dit deurmaak. Hoe dit ook al sy, julle deel gehad aan die verskriklike verdrukkinge wat oor ons gekom het. Vers 34, en hier klink dit dan vir my so baie na Paulus wat hierdie brief geskryf het, maar ek maak nie 'n uitspraak nie. Hy sê, want julle het ook saam met my gevoel in my boeye. Dink aan Paulus se briewe aan die Efesiërs, aan die Filippense, waar hy ook skryf van sy boeye en hoe die gemeente daarin gedeel het. Julle het saam met my gevoel in my boeye. En julle het die berowing van julle goed, julle besittings. Dink u self in. Hier woon ons in Pretoria. Ons het miskien eiendom of ons huur 'n huis, dit maak nie saak nie. En dit gebeur dat daar 'n vervolging uitbreek. En die volgende oomblik dan kom daar 'n groep mense in jou huis in en hulle gryp jou en hulle smyt jou uit jou huis uit en hulle sê, jy kom nie weer terug hiernatoe nie. Jou motor is nou onsin, jou huis is nou onsin, jou klere is nou onsin, alles wat aan jou behoort en daar sit jy op straat, jy het niks. Dis wat hierdie mense ervaar het. Dis wat hulle deurgemaak het. Maar hoor wat skryf hy? Hy sê, nadat hy gesê het, julle het saam met my gevoel in my boeye, hoor hier, en julle het die berowing van julle goed met blydskap aanvaar. Dis kinders van die Here. Dis mense wat met Jesus deurgegaan het. Nie die eerste groep met wie hy praat, wat verlig geword het en toe die bloed van die testament vertrap het en niks daarmee te doen wil hê nie. Maar hulle het die berowing van hulle goed en die verdrukkinge en die wat hulle ook al deurgemaak het, het hulle met blydskap aanvaar. Hoekom? Omdat julle geweet het dat julle in julleself deur dit wat julle van Jesus ontvang het, 'n beter en blywende besitting in die hemel het. Annetjie moet my baie hieraan herinner. As ek so 'n bietjie moedeloos word oor Suid-Afrika, dan moet sy my herinner, hoor hierso, ons burgerskap is nie van hier nie, onthou dit. Ons het 'n beter en 'n blywende besitting in die hemele ontvang, die dag toe Christus ons verlosser geword het. Ons burgerskap is nie van hier nie, maar in die hemele, van waar ons verwag ons Here Jesus. Vriende, as ons kyk na vers 32, 33 en 34, dan is dit ongetwyfeld woorde gerig aan ware kinders van die Here. Mense wat met Jesus deurgegaan het. Mense wat weet wat dit is om uit genade gered te wees. Mense wat bereid was om nie as dit begin moeilik gaan om te draai en dan die evangelie te verwerp en niks daarmee te doen te wil hê nie, maar dan met hulle lewens vir die Here Jesus te betaal. Dis aan wie hy hierdie laaste 3 verse rig. Die feit dat hulle vir die Here Jesus gelei het, met blydskap vir hom gelei het, die toets deurstaan het, was genoeg bewys van die egtheid van hulle redding, dat hulle met Christus deurgegaan het. Dit was die werk wat die Here Jesus op grond van sy offer diep in hulle harte en hulle siele gedoen het. Hulle was veranderde mense, van binne af getransformeer, nuut gemaak, weergebore, verseël met die Heilige Gees tot op die dag van verlossing. Dan kom hy in vers 35. Ek wil nou net gou kyk. Vers 35. Dan sê hy, werp dan julle vrymoedigheid, wat 'n groot beloning het, nie weg nie. Wat is die vrymoedigheid waarvan hy hier praat? Kom ons kyk wat sê die Amplified vertaling. Hy sê, do not therefore fling away your fearless confidence
Dis presies wat die Griekse woord beteken. Julle vreeslose vertroue in die Here Jesus. Moenie dit wegwerp nie. As daar lyding kom, as daar verdrukkinge kom, as daar moeilike tye kom, dan moet julle weet dat dit 'n groot beloning in die hemele vir julle inhou. Vers 36, want julle het lydsaamheid nodig. Wat skryf Jakobus vir ons in Jakobus 1 vers 2? Daardie amper onverstaanbare, onbegryplike, moeilike woorde van Jakobus 1 vers 2 waar hy sê, ag dit louter vreugde my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge verval, beproewinge verval. Waarom? Omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk, vasbyt. Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle kan beproef wat die goeie volmaakte wil van God vir julle is. Hier sê die Hebreërskrywer, julle het lydsaamheid nodig, om, nadat julle die wil van God gedoen het, en dis om jou tot Jesus te bekeer, dis om hom as jou verlosser en saligmaker aan te neem. Hy kom nie hier met 'n werke godsdiens, dat ons 'n klomp goed moet doen en dan daardeur gered word nie, die belofte te verkry. Want nog 'n klein tydjie, en hy wat kom, sal kom en nie versuim nie. So hierdie kinders van die Here, aan wie die Hebreërskrywer skryf, het deur geweldige verdrukkinge gegaan. Iemand maar bietjie Fox's Book of Martyrs gaan lees. Ek praat nie graag uit 'n kansel oor die detail van die dinge wat met daardie mense gebeur het nie. Maar die Hebreërskrywer sê vir hulle, moenie julle vrymoedigheid weggooi nie. Julle vreeslose vertroue in die Here nie. Dit hou vir julle 'n heerlike beloning in. Byt vas, hou vas. Julle het lydsaamheid nodig, maar lydsaamheid is eintlik vasbyt met die hulp van die Here. Dis die verskil. In die weermag moet jy self vasbyt. Hier het jy vasbyt nodig met die hulp van die Here, die instaatstelling van die Here, omdat nadat jy die wil van God gedoen het, die belofte te verkry, nog 'n klein tydjie, hy wat kom sal kom en nie versuim nie. Dan sê hy in die volgende plek, dit is dan die loon wat vir ons weggelê is, en dan kom hy in die volgende plek en hy sê, die regverdige sal uit die geloof lewe. Dan hierdie woorde, en as hy hom onttrek, het my siel geen behae in hom nie. Nou, hier haal die Hebreërskrywer Habakuk aan, en die vraag is, wat se lewe verheerlik God? Dis 'n lewe wat in geloof geleef word. Die regverdige sal in die geloof leef. En dis 'n lewe wat seker is en wat geanker is en wat weet dat Christus my saligmaker is. My redding is nie my eie toedoen nie. Ek het geen deel daaraan nie. Ek het niks gedoen om my redding te verdien nie. Dis die genadegawe van God op grond van die bloed van Jesus. En dan is dit 'n lewe wat in die beloftes van God glo, wat die onsienlike raak sien en wat volhard tot die einde nie, of tot die einde toe. Want wat sê hy in vers 39, nadat hy gesê het, as hy hom onttrek, het my siel geen behae in hom nie. Ek glo dis weer daai mense wat so amper deurgegaan het en hulle dan onttrek. Want die volgende vers 39 sê, maar by ons is daar geen onttrekking tot verderf nie, maar geloof tot behoud van die lewe. En ek dink is belangrik om hier seker te wees, wat is ware geloof? Ware geloof word in Romeine 10 so mooi beskryf, as Paulus daar sê, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Hoe kan hulle hom dan aanroep, in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle glo as hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor as iemand nie vir hulle vertel, as iemand nie preek nie? Die geloof dus is uit die gehoor, en die gehoor is uit die woord. En wanneer 'n mens die evangelie hoor, dan werk die Gees van God saligmakende geloof in jou hart,
om te glo en te aanvaar en te omhels dat die Here Jesus die enigste ware verlosser is. En dit bring aan 'n mens die absolute sekerheid in Christus, ons is uit genade gered. Ons behoort aan hom. Ons het deel gekry aan die ewige verlossing wat hy bewerkstellig het en aan die volkome verlossing wat Jesus vir ons bewerk het. Pragtige gedeelte in die Hebreërbrief, as ons net weer teruggaan. Wat gebeur as 'n mens Christus hardkoppig verwerp? As jy die bloed van die testament onder jou voete vertrap en die evangelie van jou wegwerp, wat se effek het dit? Jy loop jou vas in die lewende God. Vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God. Jy gaan met die toorn van God te doen kry. Maar wat 'n bemoediging is daar vir ons? Ons geloof, as jy waarlik gered is, en hierdie mense aan wie hy hier skryf, het vervolginge en verdrukkinge deurgemaak. Hulle het Christus nie weggewerp nie, hulle het hou vas aan die gawe wat Jesus vir hulle gegee het. Hulle verlossing was eg. Hulle het met die Here deurgegaan. Hulle is waarlik gered. Hulle geloof het die toets deurstaan. En daarom is daar vir hulle loon weggelê en die Hebreërskrywer sê hy is vol vertroue dat hulle sal volhard tot die einde toe. As die Here ons spaar, begin ons volgende Sondag met Hebreërs 11, die geloofshoofstuk. Pragtige hoofstuk, kosbare hoofstuk. En dis my gebed dat die Here ook daarin sy wonderlike en volkome doel in ons lewens sal bereik. Mag die Here ook hierdie gedeelte vanaand vir ons lewendig maak en dat ons daarin sal voortlewe. Amen. Kom ons bid net saam. Baie dankie ons hemelse Vader vir u groot en wonderlike liefde. Dankie dat ons in die Hebreërbrief ons Here Jesus beter kon leer ken. Dat ons kon leer hy is verhewe bo die profete. Hy is verhewe bo die engele. Hy is verhewe bo die aardse priesters. Jesus bo Aaron. En hy is ons groot hoëpriester. Ons volmaakte hoëpriester. Wat vir ons 'n ewige en 'n volmaakte verlossing aan die kruis op Golgotha bewerkstellig het. En nou hou hy daardie gawe wat hy vir ons gekoop het, met sy bloed, hou hy na mense toe uit. En hy sê vir mense, kom na my toe. Ek sal jou rus gee. Ek sal jou lewe gee. En al wat vir ons oorbly, is om tot 'n duidelike, helder besef te kom van ons eie sondigheid, ons eie verlorenheid sonder Jesus, en dan ons toevlug in geloof, hartgrondig, heelhartig, na Jesus toe te neem. En hy doen die werk. Hy kom verklaar ons op grond van sy bloed regverdig. Hy spreek ons vry. Hy vergewe al ons sondes. Verwyder dit so ver soos die ooste van die weste. Hy gee aan ons die genadegawe van die ewige lewe. Hy beloof, julle sal nooit weer verlore gaan tot in ewigheid nie. Niemand sal julle uit my hand uitruk nie. Baie dankie Hemelse Vader, dat ons so 'n wonderlike verlosser het. Die ewige Here Jesus, wat sy hemelwoning vir ons verlaat het, en vir ons die prys betaal het, om hierdie verlossing ons deel te maak. Verdaag ons vanaand in u naam. En ek bid vir iemand wat moontlik hier sit en sê, Here, ek het nog nooit hierdie geskenk, hierdie genadegawe uit u hand uit ontvang nie. Sal u vanaand so iemand in u groot genade kom omhels? Sal u vanaand so iemand kom intrek? Sal u daardie persoon vanaand op sy of haar knieë laat kom in hulle binnekamer, daar langs hulle bed, alleen?
En dan net eenvoudig hulle harte en hulle lewens teenoor U oopmaak en sê, Here Jesus, ek neem U offer en dit wat U vir my gedoen het en dit wat U my aanbied as 'n sondaar wat die hel verdien, wat die dood verdien, neem ek vanaand aan as my eie persoonlike besitting. En dat ons altyd sal besef, Here, ons verdien absoluut niks van dit wat U vir ons kom doen het nie. Dis U groot en wonderlike genade. Ons eer U, ons aanbid U in Jesus se kosbare naam. Amen.